Hallo julle, in hierdie video wil ek kyk na grafieke van die soort y is gelyk aan a cos x, waar a nou 'n getalletjie is. So om dit te doen het ek nou maar weer my gewone cos grafiek, net y is gelyk aan cos x geteken, en ek het ook die definisie versameling, waardeversameling, amplitude en periode neergeskryf. Nou as ons y is gelyk aan 2 cos x wil teken, dan beteken dit dat ek elke y-waarde op hierdie grafiek van my moet verdubbel. So jy kan sien, y hier is 1 wanneer x 0 is y 1. So as wanneer x 0 is, gaan y nou 2 wees, want ek verdubbel dit. By 90 grade gaan ek nog steeds by 90 grade 0 wees, want 0 maal 2 is nog steeds 0. Wanneer x 180 grade is, was die y-waarde min 1, en as ek dit met 2 maal kry ek nou min 2. By 270 het ek 0 gehad, so daar is weer eens 0, en by 360 grade was die y-waarde 1, wat ek nou met 2 gaan maal, en ek kry dit. Nou om 'n bietjie tyd te spaar, het ek klaar die grafiek geteken, so jy gaan basies daar die punte uitwerk, en dan kan jy die grafiek teken. Onthou dat dit gerond is, dis nie 'n reguit lyn nie. Nou, het hierdie grafiek op of af beweeg? Nee. Die y-as, die x-as, hier, die x-as, wat die middel was van die gewone kosgrafiek, is nog steeds die middel van hierdie grafiek. So in 'n sin het die grafiek net bietjie gerek op die y-as. In plaas van 1 af te gaan, gaan dit nou 2 af. En in plaas van 1 eenheid op te gaan, gaan dit nou 2 eenhede op. Kom ons kyk na die definisie en waardeversameling en so aan. Die definisieversameling is mos altyd my x'e, en ek het weer eens geteken van 0 grade tot by 360 grade, en albei die eindpunte is ingesluit, so dis van 0 tot by 360. My waardeversameling is die y-waardes, en daarvoor kyk ek na my laagste, my kleinste y-waarde is hier by min 2, en intervalnotasie begin altyd by die kleinste y-waarde, en dan my grootste y-waarde is plus 2, en my hele grafiek, hierdie hele grafiek, lê binne die interval min 2, 2, met die eindpunte ingesluit. Dan my amplitude is mos die afstand vanaf die middellyn. Nou, ek het reeds vroeër gesê, hier is die middellyn nog steeds op die x-as. Ek gaan 2 eenhede af, ek gaan 2 eenhede op, so my amplitude is 2. Maar onthou, die maklikste manier om jou amplitude te sien, is om te kyk na die koëffisiënt van x, en dit is, van cos x, en dit is 2. Dan die periode, nou, dis 'n gewone, ons het niks gedoen aan die hoek nie, dis 'n gewone, basiese kosgrafiek wat net bietjie gerek is, so dit vat nog steeds 360 grade, en jy ken teen die tyd al die vorm van 'n kosgrafiek, né? 360 grade, en dan het ons een volledige golf, kosgolf, en dan begin hy herhaal, en in die volgende 63 grade gaan hy homself nog 'n slag herhaal. Ek wil graag nog een teken, en hierdie slag gaan dit wees y is gelyk aan minus cos x. Weer om dit te vergelyk met hierdie. Goed, kom ons begin.
wat gaan ons doen? Ons moet 'n paar punte plot en dan kan ons hulle verbind. Die belangrike punte is altyd 0, 90, 180, 270 en 360. Wanneer ek kyk na kos van 0, is dit 1 en as ek dit dan met 'n minus vermenigvuldig, kry ek minus 1. Kos van 90 is 0 en met 'n minus vermenigvuldig is nog steeds 0. Kos van 180 is min 1, vermenigvuldig met 'n minus, dan kry ek plus 1. Hier gaan ek weer 0 maal minus 1 kry, en hier gaan my antwoord minus 1 wees. So daar is my 4 punte, en jy verbind hulle. Nou, kyk 'n bietjie mooi na die 2 grafieke. Die y is gelyk aan minus kos grafiek, is die refleksie, kom ek skryf dit hier, refleksie van y is gelyk aan cos x in die x-as. Onthou julle, ons het dit ook by eksponensiële funksies gehad. As 'n mens in die x-as reflekteer, so as jy reflekteer in die x-as, dan word jou y-waarde mos minus y. So dan gaan ek hier kry minus y is gelyk aan cos x, en deur met 'n minus te maal of deel, kry ek dan y is gelyk aan minus cos x. So dit is die refleksie. Ek kan selfs 'n bietjie verder gaan en ek kan probeer om die kos grafiek hier te teken. Dalk gaan dit 'n bietjie moeilik, maar ja, ek dink dit is nie te sleg nie. So hierdie bloue wat ek nou geteken het, is y is gelyk aan cos x. En kan jy nou sien, hoekom sê ek dis refleksies in die x-as? Want as ek hier op die x-as my boek sou toevou of 'n spieël sal sit, kan jy sien hoe hierdie boonste deel op hierdie deel val. Hierdie boonste deel val op die onderste deel. En daardie deel en hierdie deel gaan presies op mekaar pas. So, kom ons kyk na die definisie en die waardeversameling. Ek wil net kyk of ek kan ontslaa raak van my sketsie daar. Wil nie so lekker nie. As hy? Goed, kom ons kyk na die definisieversameling en die waardeversameling. Die definisieversameling by die tyd weet julle is x, en x is 'n element van, wel ek het weer begin by 0 grade en ek het weer gestop by 360 grade, so dis van 0 tot by 360 grade. My waardeversameling is die y-waardes, en my kleinste y-waarde is by minus 1, en my grootste y-waarde is hier by y gelyk aan plus 1, en my hele grafiek lê tussen daardie 2 waardes. My amplitude. Nou waar is die middel van hierdie grafiek? Dit is nog steeds op die x-as. Weereens, die grafiek het nie opbeweeg of afbeweeg nie. Ek het hom net gereflekteer. So, hy is nog steeds 1 eenheid op en 1 eenheid af, so die amplitude is nog steeds 1. Nou baie belangrik, ek het gesê, kyk na die koëffisiënt van die getal voor die cos x, en dit is 'n min 1. Maar amplitude is 'n afstand en daarom altyd positief. So ja, dis maklik om na die getal voor die cos x te kyk, maar onthou, as dit 'n negatiewe getal is, gaan jou antwoord nog steeds 'n positiewe getal wees.
En laastens die periode, hier het ek 'n volle kosgolf, dit is wel omgedop, omdat ek 'n refleksie het, maar van hier af gaan die grafiek homself herhaal, so dit het nog steeds 360 grade gevat vir een kosgolf.